So jy kan vertrou in sy mag om jou te bewaar van struikel. Jy kan vertrou dat hy jou onberustelik en jubelend voor sy heerlikheid gaan stel, want hy kan, en hy het die mag om dit te doen, en die krag om dit te doen, en die ewigheid om dit te doen. Mits jy vashou aan die geloof, wat eens en vir altyd oorgedra is aan die heiliges. Julle kan slank vir my blaai na die brief van Judas. Ons kom aan die einde van daardie brief. Vanmôre eindig ons die reeks, maar terwyl ek besig was met dit vanmôre, weet ons volgende week is Palm Sondag. Dit is die aanloop na die Paasnaweek toe, en Vrydag en Sondag sal ons 'n diens hê, as die Here dit so sal toelaat. En op pad na Palm Sondag, wat eintlik oor lofprysing gaan en werklik om te sing oor die verlossing van die Here, is dit nogal 'n gepaste afsluiting van die brief van Judas voor Palm Sondag, wanneer ons kom by hierdie lofprysing wat hy vir ons gee in die laaste 2 verse. En ek dink dit is nogal vir my 'n goeie aanloop na volgende week se boodskap oor die verlossing van die Here en die verlossing wat die Here bewerkstellig. Kom ons lees vers 24 tot 25 van die brief van Judas. Aan hom wat die mag het om julle daarvan te bewaar, dat julle struikel, en om julle onberustelik en jubelend voor sy heerlikheid te stel. Aan die enigste God, ons verlosser, deur Jesus Christus ons Here, behoort die heerlikheid, die majesteit, die krag en die mag, van voor alle tye en ook nou en tot in alle ewigheid. Amen. Vader, mag ons eer aan U bring in die woord wat uitgaan vanmôre. Here, mag ons dit eerbiedig in ons harte, Here, mag ons dit inneem, mag ons daarna luister, mag ons herinner word vanmôre aan U, die groot God wat ons verlos, aan wie behoort alle mag en majesteit en krag en heerlikheid. Heilige Gees, dat ons dit in ons harte jubelend sal ervaar. Here, dat ons die lof sal besing van ons God, elke oomblik wat ons het. Here Jesus, dat U verheerlik sal word, en deur die verheerliking van die Seun, dat die Vader en die Heilige Gees ook verheerlik word. Aan U kom toe die lof en die majesteit. Amen en amen. Nou ter afsluiting van hierdie brief van Judas wil ek net ons herinner aan waaroor die brief gaan. Ek weet ons is nou die laaste paar weke hier, van ons het dalk van die boodskappe gemis, so hierdie is net 'n vinnige oorsig oor wat belangrik is vir ons in hierdie gedeelte. En dit is dat Judas primêr skryf aan hulle wat geroepe is, hulle wat geliefd is deur God die Vader, en hulle wat bewaar word in en deur Jesus Christus tot op die dag wanneer hy kom. En Judas sou graag wou skryf aan hulle oor hierdie gemeenskaplike verlossing waaraan ons almal deel het. Maar omrede daar sekere elemente binne die kerk is, word hy genoodsaak en word op die hart gedra om eerder aan hulle te skryf, om hulle aan te moedig om te stry vir die geloof wat hulle ontvang het eens en vir altyd. Daardie geloof waarin ons vas staan. En die manier hoe ons stry vir die geloof is nie om te argumenteer nie, maar eerder om te lewe volgens dit wat ons ontvang het van die begin af. Dat deur bidend in die Heilige Gees te wees en mekaar op te bou in die allerheiligste geloof, ons onsself bewaar in God se liefde. En deur onsself te bewaar, is dit nodig dat ons ontferming het oor hulle wat twyfel, ontferming het oor hulle wat struikel, en onsself ontferm oor hulle wat geval het. Dat ons besorgd is oor almal wat hulle self kinders van God noem, en dalk nie volgens dit leef nie. Nou kom Judas aan die einde van hierdie brief, en hy gee vir ons een van die mooiste, en nou gaan ek 'n tegniese woord gebruik, doxologie. Dit is eintlik net lofsang. Doxologie is die tegniese term van wat hierdie gedeelte is. Dit is 'n lofsang, dit is 'n lofgedig, dit is 'n gloriegedig. En daar is vele van daardie voorbeelde binne in die Nuwe Testament. Partykeer in die begin van 'n brief, partykeer aan die einde van 'n brief, partykeer sommer in die middel van 'n brief. Paulus het gereeld, terwyl hy besig is om te skryf in die middel van wat hy iets sê, as hy skielik besef hoe groot hierdie God is wat hy aanbid, dan stop hy in die middel van sy brief en hy skryf 'n doxologie. Nou vir ons eie ore en vir my eie
tong wat gaan knoop, as ek dit oor en oor gaan sê, gaan ek eerder van nou af net sê lofsang, maar verstaan dat hierdie 'n baie tegniese term is vir doxologie, is hierdie spesifieke tipe verse wat jy kry in die Nuwe Testament, wat gewoonlik iets het in die lyn van, aan U behoort die heerlikheid, tot in alle ewigheid, amen. Dit is soort van die opsomming van 'n doxologie. Aan U behoort die heerlikheid, doxa beteken glorie of heerlikheid, aan U behoort die heerlikheid, tot in ewigheid, amen. En dit is toch 'n lofsang wat ons ken, dit is hoe ons die Onse Vader eindig, aan U behoort die koninkryk, lof in die majesteit, tot in alle ewigheid, amen. Dit is die einde van ons Onse Vader, want dit is 'n doxologie, dit is 'n lofsang. En dit is nie noodwendig dat dit aan die einde van 'n gebed kom nie, soos wat ek sê, dit kom aan die begin van 'n brief, aan die einde van 'n brief. En daar is vele voorbeelde wat ek kan noem. Ek wil net 3 van hulle lees vir julle. Daar is 'n hele lot van hulle, maar ek wil 3 lees wat vir my nogal baie besonders is. Hierdie een is my, wat in Judas voorkom, is my een van die mooistes. Hierdie is my gunsteling doxologie, naas miskien Romeine, wat ons ook gaan lees, maar hy is my een van die mooistes. En ons kyk byvoorbeeld 1 Petrus 5 vers 10 tot 11. Hy sê, dis interessant, hierdie is een wat begin op, maar al moes julle vir 'n kort tydjie ly, dis hoe hy begin, sal die God van alle genade, wat julle tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, julle herstel, bemagtig, versterk en stewig vestig, aan hom die krag tot die ewigheid, amen. Maar julle kan sien, daai doxologie volg op 'n bemoediging, aan wat God doen, hy wat julle bemoedig, hy wat julle genade gee, hy wat julle geroep het in Christus, hy wat julle herstel, julle bemagtig, versterk en stewig vestig, aan hom kom toe die heerlikheid en die mag en die majesteit tot die ewigheid, amen. 1 Timoteus 1 vers 17. Aan die koning van die eeue, die onsterflike, die onsienlike, enigste God, kom toe eer en heerlikheid vir ewig en ewig, amen. Daar is altyd in hierdie doxologie 'n kenmerk van wie God is. Wie is hierdie God wat ons aanbid? Aan wie kom die heerlikheid toe? Dit is die koning van die eeue. Hy is onsterflik, hy is onsienlik, hy is die enigste God. Eer hom. 'n Ander voorbeeld is 'n bietjie langer ene. Romeine 16 vers 25 is my baie mooi ene. Aan hom wat magtig is om julle te versterk, volgens die evangelie van Jesus Christus wat ek verkondig, en volgens die openbaringe van die misterie wat eeuwenlang verswyg was, maar wat nou in opdrag van die ewige God deur die geskrifte aan die profete onthul en aan alle nasies bekend gemaak is, om hulle tot geloofsgehoorsaamheid te bring, aan hom, die enigste en alwyse God, kom toe die heerlikheid deur Jesus Christus vir ewig. Amen. Dit is 'n doxologie, dit is ons lofsange. Maar dit is my nogal kenmerkend om te sien dat nie net gaan dit oor wie God is in 'n abstrakte manier. Eerder is die doxologie oor wie God vir ons spesifiek is. Hy is ons verlosser, hy is die een wat ons versterk. Sien, die lofsang begin nie oor die God wat daar ver weg is en ek wat hier ver weg van hom af is. Nee, ek bring ere aan die God wat naby my is. Ek bring ere aan die God wat my versterk. Ek bring ere aan die God wat aan ons die woord geopenbaar het deur die profete en openbaar het in ons harte. Dit is nie net prys die Heer, laat die hemel getuig. Dit is prys die Here want hy het my versterk, prys die Here want hy hou my vas, prys die Here want hy bewaar my, prys die Here, gee aan hom die heerlikheid toe, want hy is die God wat by ons is. Wat besluit het om homself nie weg te hou in 'n grot iewers nie, maar homself aan ons geopenbaar het. Want hier is die middelpunt van die doxologie is dat God homself geopenbaar het en daarom kan ons sy heerlikheid sien. En omrede ons sy heerlikheid kan sien, kan ons tot hom die heerlikheid gebed bid. En sê lofsing die Here, die groote God wat ons verlos. Hoe groot is ons God? Dit is 'n doxologie. En Judas, nadat hy gesê het, stry vir die geloof ouens, hou vas in die geloof, nadat hy gepraat het van hierdie ander mense wat waar hulle ondergang na toe gaan lei, bring hy ons fokus terug na waaroor dit gaan. God wat verheerlik word deur Jesus Christus. Vergeet van die ander mense. Vergeet van die gevare. Vergeet van dit wat in jou kerk aangaan. Moenie jou oë fokus op al die nonsens wat rondom jou aangaan nie. Maar eerder moet jy fokus op wie? God.
Ek dink ons vergeet dit partykeer, ons raak so gewoond aan die stryery vir die geloof, dat ons oë van God afhaal. Dat ons wegkyk van God af, en ons kyk vas in die nonsens van hierdie wêreld, in die donkerte van hierdie wêreld. Want ons gaan sien in hoe ons dinge op WhatsApp met mekaar deel, en hoe ons dinge rondstuur. By verre die dinge wat die meeste rondgestuur word is op die gevaar wat hier wag vir jou. Moet asseblief nie vissers koop nie, daar's iets in die vissers wat jou gaan doodmaak. Of wat ook al. Pas op vir die paaseiers wat nou binnekort kom, dis gif. Nee, fokus op Jesus. Die God wat ons verlos, die een in wie ons hoop gevind is, waar plaas ons aandag? En ek dink dit is wat Judas vir ons hier doen. In hierdie doxologie sê hy, vergeet nou van hierdie ouens. Hulle het hulle einde, God gaan hulle uitsorteer, jy hoef nie daaroor te bekommer. Aan hom, wat by magte is om julle te bewaar, om toe die lof en die majesteit en die ere tot in alle ewigheid. Hy begin hierdie doxologie, die lofsang, met die woorde. En met twee kenmerke of twee funksies wat God verrig. In die eerste plek, hy wat magtig is om julle van struikeling te bewaar. En in die tweede plek, hy wat julle onberispelik en jubelend voor sy heerlikheid kan stel. Dit is die twee funksies wat God verrig. So, vergeet van die ander loop. Vergeet van die ander goeders wat aangaan. Vergeet van die donkerte, vergeet van wat die wêreld aanvang. Fokus op hom, wat by magte is om jou te bewaar van struikeling. En om jou onberispelik en jubelend voor hom te stel in sy heerlikheid. Waar fokus jy? Hy praat hier van die struikeling wat seker baie van ons voor bang is. En ons behoort in 'n manier te vrees vir ons struikeling, want ons stap gewoonlik op baie gladde grond. Party van ons trap al water. Party van ons stap op die rand van 'n kraans en daar is nog net een, jy kan net een voet daar sit, jy kan nie twee voete langs mekaar sit nie, jy moet so half trippel op daai kraans. En ons staan in die gevaar om te gly en te val. En binne in die testament van die skrif, in die Ou Testament veral, kom hierdie idee voor dat God is die een wat ons bewaar. In 'n sekere sin van werklike gevaar, om te val in die lokval van vyande, om ons te bewaar van siekte en allerlei dinge wat op ons pad kan kom. Maar in hierdie sin hier is dit nie bewaring van eksterne gevaar nie. Hier is 'n bewaring van ons harte en ons siel en ons aandag en ons geloof. Want om te struikel hier is om weg te val van die geloof af. En in die Ou Testament sien 'n mens hierdie idee van God wat die beskermer is. Psalm 121 is byvoorbeeld een van die mooi voorbeelde. Julle ken hom, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En dan stop ons daar. My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jou voet struikel nie. Jou beskermer sal nie insluim nie. Hierdie idee van God wat die beskermer is van sy mense, die beskermer van sy volk is. Hy is die een wat jou bewaar. Hy sal nie toelaat dat jou voet struikel nie. Dit is belangrik dat ons besef dat dit God is wat uiteindelik ons bewaar in sy majesteit en sy krag en sy mag. Hy is by magte om dit te doen, want ons kan dit nie self doen nie. En dit is interessant, want dit volg op die hele gedeelte voor dit vanaf vers 20 af tot by vers 23, wat hy sê, bewaar julle julleself in God se liefde. En terselfdertyd besef, die beste wat jy kan doen, is om in God se teenwoordigheid te wees. Hy is die een uiteindelik wat jou behoue. Ek en jy is nie sterk in onsself. En dit is so jammer dat ons baie keer dink dat ons gaan dit self uitsorteer. Ons sien dit baie keer mense wat sê, weet jy, ek voel nog nie dat ek reg is om vir die Here te werk nie, want ek is nog nie heeltemal reg in my geesteslewe nie. Ek ken nog nie genoeg nie, ek weet nog nie genoeg nie, ek maak nog foute, ek doen nog allerlei dinge. Ek kan nie vir die Here werk nie.
Ek sal aan myself werk, en as ek beter is, dan sal ek vir die Here werk. Broer en suster, jy gaan daai geveg verloor. Jy het hom al klaar verloor. Want hy is die een wat by magte is om jou te bewaar van struikeling. Om te dink dat jy met jou eie persoonlike oomf en mag en krag, wat ook al jy dink jy in jouself het, en jou eie selfbeheersing, jouself gaan stop om te sondig, is om 'n groot fout te maak. Jy hou nie op sondig omdat jy probeer om te sondig nie. Jy hou op sondig wanneer jou fokus op Christus is en wat hy vir jou gedoen het. As ek besig is met die Here, is ek nie besig met die sonde nie. Dis die sleutel tot 'n heilige lewe. Bewaar jou in sy liefde, wees by hom. 'n Ander Psalm, en hierdie is 'n lang een, so ek gaan net 'n paar van die verse lees, Psalm 73, wat vir my eintlik die opsomming van Judas hierdie gedeelte is. Hy sê, God is waarlik vir Israel goed, hulle wat rein van hart is. Maar ek, my voet het amper gegly, my tree was amper wankelrig. Want ek het verwaande mense beny, ek het die voorspoed van goddeloses gesien. Kan jy sien hoekom gly sy voete, hoekom struikel hy? Is dit nie wat ons in Judas sien nie? Die hele middelgedeelte van Judas is om te waarsku teen die sondaars wat hulle verlei. Hy sê moenie kyk na hulle nie. As jy kyk na hulle, gaan jy gly. Dis wat Dawid sê, ek het amper gegly, want ek het begin kyk na hierdie ander mense. Want kyk wat sê in vers 11, hy sê, en hulle sê, hoe sal God weet? Is daar dan kennis by die Allerhoogste? Ja, te vergeefs in vers 13 het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas. Kan julle die ongeloof hoor wat Dawid daar uitspreek? Hoe hy amper struikel. Klink ons nie baie keer so nie. Here, maar daardie mense kom weg met die sonde. Hoekom kan ek nie bietjie? Miskien moet ek net bietjie. Ek weet, Tonietjie sê ek nou maar, dis as jy nou die dag besluit om op 'n geel lyn te parkeer, dan kry jy die ticket. Maar dag na dag sien jy die ander mense daar parkeer en niemand kry 'n ticket. Maar laat jy nou die dag daar parkeer, dan kry jy die ticket. Hoe onregverdig is dit? Nee, dit is absoluut regverdig, want jy is nie veronderstel daar te parkeer. Maar ons meet onsself teen ander sondaars en sê, kyk hoe kom hulle weg met dinge. Miskien kan ek ook 'n bietjie. Dit is om te begin gly, en te begin struikel, en te begin val. Vers 16 tot 18. Ek het probeer om dit te verstaan, maar ek het dit as vermoeiend beskou, totdat ek die heiligdom van God ingegaan het. En daar het ek insig gekry in hulle uiteinde. Waarlik, u laat hulle op gladde plekke beland, u bring hulle tot 'n val oor hulle geknoei. Hy hou ons vas, maar hy laat die sondaar op gladde plekke stap, om hulle te sien val. Daar val hulle. En so, dit is maklik om te kyk en te sien, maar daai ou klim so hoog teen hierdie berg op. Hy klim op gladde grond, broer en suster. Hy klim op gladde grond. Hier is die sleutel wat Dawid uiteindelik vind, wat in die heiligdom van God ingaan, en sê hy tog, in vers 23, was ek altyd by u. U het my regterhand vasgehou. Vir God om jou hand vas te hou, moet jy by God wees. Maar wat my betref in vers 28, die nabyheid van God is vir my goed. Ek het my Heer, die Here, my skuilplek gemaak, sodat ek van al u werk kan vertel. Dis hoe God ons behou, dis hoe God ons bewaar. Hy is ons beskermheer. En vir Judas en sy leesers is dit van uiters belang. Hulle lewe in 'n sonde, ek sê amper sondeloos, maar wat is die 'n baie sondige plek, 'n goddelose plek. Daar's hy, 'n goddelose plek. Daar is tempels aan afgode op elke straat. Daar is afgode wat jy nie eens kan aandink nie. Daar is afgode waar jou deel van die aanbidding is om soveel as moontlik kan drink en drank kan drink. En dit is hoe jy lof bring aan daai God. Of wat se dinge ook al hulle aan kan dink. En hierdie Christene woon in daardie tyd, in daardie stede. Tussen al daardie sonde rondom hulle. Daar is nie 'n regering wat Christelik is nie. Daar is nie enigiemand wat goed gesind is teenoor hulle nie.
En dan binne in hulle eie midde is daar mense wat sê, kom ons om bietjie vrede te bewaar en kom ons wees meer tegemoetkomend aan hierdie mense rondom ons, want ons wil asseblief tog nie vervolg word nie. Hulle kyk ons skeef aan as ons nie offers wil bring aan die ander gode nie. So kom ons doen maar hierdie dingetjies en ons aanbid Jesus 'n bietjie en ons aanbid die ander gode ook 'n bietjie. Waarby sê, waar is jou fokus? Dat hulle jou beskerm. Dat jy veilig gaan wees tussen hulle. Nee. Om jouself te skaar by die God wat by magte is om jou te bewaar van stryd. Ek dink ons lewe baie keer in onnodige vrees. Ek noem dit onnodig, ek weet vrees is irrasioneel en my hart gaan uit na almal wat sulke dinge vrees en ek wens ek kan jou bemoedig en sê moenie vrees nie, moenie bang wees vir dit nie. En ek noem 'n voorbeeld. In 2020 was daar ding wat rondgegaan het dat hulle daai sataniese kerk aan Bellito gaan bou. Ek weet nie of julle dit onthou nie. Al die WhatsApp goeters, hulle gaan 'n kerk van Satan daarso in Bellito bou. Nou wil Karin nou daar toe gaan. Hulle gaan daar na die duiwel se troonkamer toe. En ek onthou dat baie van die kerk het begin, kom ons teken 'n petisie. Hier kom die WhatsApp kom teken 'n petisie teen. Ons kan nie toelaat dat daar 'n kerk aan Satan gebou word hier in ons dorp nie. Dit is wat gaan die ander mense, die mense gaan mislei word, die mense gaan verlei word en allerlei dinge. Waarop ek antwoord, in wie glo julle? Glo julle in die God wat kan bewaar en behou hou? In die God wat sy kerk kon gebou het in die tyd van die Nuwe Testament, toe daar kerk aan Satans rondom elke huis was. Nou as jy bang vir een kerkie wat daar gebou word, laat hulle daai kerk bou. Laat die mense die valsheid sien van dit. Jy hoef nie bang te wees vir wat die regering doen aan ons godsdienst nie. Ja, dit sou beter vir ons gewees het as die regering Christelik was. Absoluut, ons bid vir Christelike leiers, ons bid vir dit. Maar broer en suster, die kerk van die eerste 3 eeue het dit nie gehad nie en raai wat, hulle het gegroei. Raai wat, hulle het bestaan. Hoekom is ons bang vir wat die wêreld aan ons doen? God beskerm sy kerk en hy behou sy kerk. Deur elke generasie maak hy seker dat die waarheid deurgaan. Deur 2000 jaar het die waarheid nog nie opgehou nie. Want God staan as beskermheer oor sy kerk. Terloops, vir die wat dit interessant vind, die leier van die sataniese kerk wat die kerk al gebou het in 2020 het in 2022 tot bekering gekom. So nou sê hy Christus. Hy was 'n pastoor voor die tyd, toe val hy van die bus af. Toe word hy 'n leier in die kerk van Satan en toe het hy nou tot bekering gekom. Hy is een van hierdie wat uit die vuur uitgeruik is, in Judas. En hierdie manier hoe hy tot bekering gekom het is, nadat hy onderhoud gevoer het oor die kerk van Satan wat hy wil bou, het 'n tannie na hom toe gekom en hom 'n drukkie gegee en hom vasgehou. Met soveel liefde en soveel deernis en soveel ontferming, dat hy vir jare nie daardie liefde ervaar het by enigiemand anders toe. Maar Christus tannie het hom bloot eenvoudig net gedruk en hom ontferm en haarself ontferm word. Jy hoef nie bang te wees vir wie ook al. Broer en suster, God bewaar sy mense. Aan hom kom die lof en die majesteit en die eer tot in alle ewigheid. Dit is die tweede funksie wat God verrig in Christus Jesus, wat vir my regtig die grootste troos amper in die skrif is. Hy sê, hy wat ons onberustelik en jubelend voor sy heerlikheid kan stel. Daar is soveel wat ek in hierdie gedeelte kan sê. Hy wat ons onberustelik voor hom kan stel. In die eerste plek, onberustelik. Sonder smet, sonder sonde, om het voor hom te stel. Die woorde wat hier gebruik word, die taal gebruik in hierdie gedeelte, is dit van 'n offer wat gebring word na God toe. 'n Offer wat onberustelik moet wees, 'n offer wat sonder smet is, sonder enige gebrek is. Broers en susters, ek is seker elkeen van ons baie keer lê wakker in die nag en dink aan die groot oordeel wat kom. Here, gaan ek aanstaande bly voor U op daardie dag wanneer U oordeel? Wanneer U daai boeke oopmaak en U sien, ek onthou wat Jakob gedoen het gisteroggend.
Ek onthou wat Rudolf gesê het, donderdag. Ek is vuil, Here, ek is besmet. Definitief nie onberustig nie. En dit is die punt van ons verlossing, broer en suster. Dat ek en jy is vuil. Daarom het ons 'n verlosser nodig in Christus Jesus. Want as ek en jy voor God kon staan, onberispelik, dan was Christus nie nodig nie. Maar nou juist omrede ek en jy absoluut bevuil, vol sonde en besmet is, het ons 'n verlosser nodig. Selfs die heiliges in die Bybel, waarvan ons lees, ek dink aan Moses, man geroep deur God self, staan daar op die berg nadat hy al God se wonderwerke gesien het, en hy het net een versoek, hy sê, Vader of God, wys my u heerlikheid. Dis al wat ek wil sien. Ek wil u heerlikheid sien. Waarvan God wil ons sê, nee. Jy kan nie my aangesig sien. Jy kan nie. Dawid, 'n man so naby aan God se hart, Here, kan ek vir u 'n tempel bou, 'n huis bou, wat eer aan u gaan bring? Nee, Dawid, jy is te vuil. Jou hande is vol bloed, jy gaan nie vir my 'n huis bou. Johannes, die apostel, daar op Patmos, seker een van die heiligste apostels van die apostels, ek weet nie, hy het nooit sonder, Petrus het ons 'n fout gemaak, Johannes nie soveel. Ek meen, as Jesus sy eie ma vir Johannes gee, dan is Johannes seker 'n goeie ou. Selfs hy, toe hy voor God staan en voor Jesus staan, hy hoor 'n stem agter hom praat met Openbaring 1, en hy draai om en hy sien Christus in al sy majesteit en mag, en onmiddellik staan hy op die grond neer as hy dood is. En so kan ek doen van Petrus en Paulus en al die godsmanne in die Bybel. En hier kom die troos. Maar hy gaan ons onberustig, nie met vrees nie, maar jubelend voor sy heerlikheid stel, wanneer ons hom sien van aangesig tot aangesig. Broer en suster, ek en jy vrees nie die oordeel nie. En ons behoort nie die oordeel te vrees nie, terwyl ons in Christus bly. Want dit is nie ons onberustigheid nie, dit is nie ons heiligheid nie, dit is nie ons regverdigheid wat ons red nie, maar Christus self. Luister, skryf Paulus in Kolossense 1 vers 21 tot 23. Ook julle was voorheen van hom vervreem, ja, vyandig gesind teenoor hom, op grond van julle slegte dade, toen soos ek op 'n goeie Sondag. Maar nou het hy julle deur sy menslike liggaam met homself versoen, sodat hy julle deur sy dood heilig en sonder foute en onberustig voor hom kan stel, mits julle in die geloof bly, stewig gefestig en standvastig, sonder om weg te beweeg van die hoop wat die evangelie bring. Weereens, dit is hy wat ons versoen deur sy dood. En dit is daardie dood en daardie bloed wat ons heilig en onberustig, sonder enige vuilmerke voor hom sit as 'n welgevallige offer. Maar daar is 'n verantwoordelikheid, mits julle in die geloof bly en vashou aan die hoop wat die evangelie bring. En wat is daardie evangelie? Dat hulle wat hulle hoop stel in Jesus Christus sal nie teleurgesteld wees nie, maar hy sal almal wat in hom glo opwek op die laaste dag. En mag ons opsom Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, enigste seun gegee het, die enigste plan, die enigste manier, die enigste seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo
die verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. Dis die enigste hoop waaraan jy kan vashou. En so dit is die funksies, dit is God wat ons bewaar, dat ons nie struikel nie. En dit is God wat ons onberispelik voor hom, voor sy heerlikheid gaan stel. Dit wat Moses nie kon sien nie, gaan ons sien. Dit wat enige van die gelowiges terwyl hulle geleef het nie kon gesien het nie, gaan ons sien, wanneer ons hom van aangesig tot aangesig sien. En wat 'n heerlike dag gaan dit nie wees. En ons gaan nie vreesend wees voor hom nie, ons gaan jubelend voor hom wees. Hy wat ons met groot vreugde voor hom kan stel. Wat 'n dag van absolute vreugde gaan dit nie wees, om voor hom te staan in heerlikheid. Aan hom, die enigste God, ons verlosser. Die enigste God. Judas en sy lesers lewe in 'n wêreld waar daar duisende gode is. Sogenaamde gode is. En almal het 'n manier of 'n plan hoe om die dood te ontwyk. En almal het 'n manier of 'n plan om weg te doen met die dinge wat hulle pla. Maar vir ons is daar net een God, sê Paulus. Een God, een verlosser. Een Here en een koning. Dit is een van die belangrikste erkennings wat ons moet maak in die skrif. Aan mekaar en aan die wêreld. Daar is net een God. Veral nou, ek het gesien nou naby, ons is nou klaar met Ramadan gewees, en ons Eid. En as is die Christene wat goed bedoelend sê, jy weet, Happy Eid of wat ook al, so voort aan die mense. Hoekom? Hulle gaan bid die verkeerde God. Ons moet versigtig wees, nee, daar is net een God. Ek gaan nie om wat se feesviering hulle het, vir wat se godsdienstige dinge hulle het nie. Om erkenning te gee aan dit, is om Christus se enigste posisie te ontken. Ek weet dit klink nou hard, maar jy weet, doen dit in liefde, moenie die ou uit jou nie, doen dit met ontferming. Maar broer en suster, wees versigtig dat ons nie in die lokval trap te sê, weet jy, okay, ons het 'n plan, en miskien het hulle 'n plan, en hulle het 'n manier om doen hulle, ten minste doen hulle goeie dinge op hierdie manier. Nee, want niks wat ons doen gaan ooit ons kan red. Net hulle wat glo in Christus. Hy is die enigste God. Hy is ons verlosser. Ek gaan die verlosser oorlos na volgende week toe, wanneer ons gaan kyk na Palm Sondag toe. Maar hy sê dat hierdie eer en majesteit word deur Jesus Christus aan die Vader gebring. En dit is nogal 'n interessante term, want hy sê dat deur Christus word God verheerlik, nou en vir ewig. En die manier hoe die Vader verheerlik word in Christus Jesus, is juist dat Jesus die enigste plan is. Want God het besluit om met sy volheid in Jesus alleen te woon. Dit is God wat een plan uitgewerk het. En dit is die beste ding van ons God, hy hoef nie 'n tweede plan te hê. Ons dink Jesus is die tweede plan, die tuin van Eden was die eerste plan. Nee. Dit was nog altyd die plan. Jesus is nog altyd die plan. Die kruis was nog altyd die plan. Daar is een plan. En God het met sy volheid in hierdie een plan geleef. In Christus. Ons het in Filippense dit gesien, daar is ook 'n doxologie. In Filippense 2. Hy het alles agtergelaat en homself verneder het en die gestalte van 'n diensknegt aangeneem het. Het God verheerlik tot die hoogste plek en 'n naam gegee bo elke naam, sodat by die naam van Jesus Christus elke knie sal buig en elke tong bely dat hy die Here is, tot eer van God die Vader. Want die volle plan van God word onthul en ontvang in Jesus Christus. Dis wat hy bedoel, dat God die eer ontvang in Christus. Aan hom behoort die heerlikheid, die majesteit, die krag en die mag. Ons hoef nie aan al die goedes om te gaan nie, maar dis net om te sê,
Ons God is groot, ons God is goed. Ons God is magtig, ons God is kragtig. Hy het alle majesteit en alle heerlikheid. Daar is niemand wat sy gelyke is nie. Geen gode kan in sy plek staan nie. En daar is 'n element in die doxologie, die lofsange, wat altyd voorkom, vir ewig en ewig. Ek hou van hoe Judas het sê, Judas brei so 'n bietjie uit, voor alle tye. Gaan so ver terug sodat jy kan gaan. Voor alle tye is God verheerlik in Jesus Christus. Nou is God verheerlik in Jesus Christus. En vir die toekoms en vir alle tye vorentoe gaan God verheerlik word in en deur Jesus Christus. Daar was nie 'n tyd waar God moes geveg het vir sy heerskappy. Anders as die gode van hierdie tye en die gode van ons tye waar mense die idee dat die gode met mekaar stry en beklei en kyk wie wen op die einde van die dag. Ons God het nog nooit daai oorlog geveg nie, want hy hoef dit nie te veg nie. Hy is bo. Hy is die allerhoogste, die allerheiligste, die almagtige. Geen God het met hom gestry nie. Die duiwel kan nie eens met hom stry nie. As jy ooit wonder of die duiwel enigstens krag het oor God, gaan lees asseblief Job. Die duiwel moet kom toestemming vra om Job te tuister. Want God alleen regeer en besluit. Vir ewig en ewig en ewig. En daarom kan ons seker wees dat hierdie God wat alle tye in sy hande hou en regeer oor al die geskiedenis en al die mense en al die koninkryke, wat die koning van die konings is, die Here van die Here, daardie God hou jou vas vanmôre. So jy kan vertrou in sy mag om jou te bewaar van stryd. Jy kan vertrou dat hy jou onberispelik en jubelend voor sy heerlikheid gaan stel, want hy kan, en hy het die mag om dit te doen, en die krag om dit te doen, en die ewigheid om dit te doen. Mits jy vashou aan die geloof, wat eens en vir altyd oorgedra is aan die heiliges. Die boodskap van die evangelie wat ons ontvang het in Jesus Christus. Hou vas aan die geloof, broer en suster, en jy sal nie struikel. En die oomblik wat jy voel dat jou oë begin wegdraai van God af, as jy begin voel dat ek begin te twyfel, kyk na God. Bel my, dan kyk ons saam na God. En so moet ons mekaar opbou in die allerheiligste geloof. Aan ons, Here en ons God, kom toe die lof en die eer en die majesteit. Vader, maak ons die eer met hierdie woord. Dat deur die Seun Jesus Christus ontvang U alle mag en majesteit en heerlikheid. Aan U behoort die krag en die mag. Here, U sit vir ewig op die troon. Here, wat U self daar gestel het, Here God. Alles is deur U en vir U gemaak en word behou gehou in die Seun aan wie U alles gegee het. Want U het besluit om die volheid in die Seun te woon. Sodat in daardie volheid ons vir ewig vrygespreek kan word van die sonde wat ons bind en die sonde wat ons vashou. En het ons die verlossing ontvang, Here, om weg te breek daarvan en weg te draai van ons ou lewe af na 'n nuwe lewe, Here. Here, mag U ons bewaar deur die Heilige Gees wat in ons werk, Here, dat ons oë nie sal afvat van U af nie, maar dat ons sal fokus op U en die heerlikheid en die majesteit en die krag en die mag. Here, my God, dat ons in alles, Here, aan U eer sal bring met danksegging, Here, selfs wanneer ons deur moeilike tye gaan. Selfs as ons vir 'n kort tydjie moet ly, weet ons uiteindelik, Here God, dat U alles in U hand hou, Here Vader, en dat U alles beheer volgens U magswoord en volgens U wysheid. Here, mag ons daarom nie hoop verloor nie, maar mag ons onsself skaar by U en skuiling vind by die Allerhoogste, soos wat Job sê. Al slaan U my, Here, nogtans sal ek in U hoop. Dit is U wat my bene breek, maar dit is U wat dit verbind. Here, want U is die heilige God. En mag ons harte tot U gerig word, Here, in absolute liefde en genade. En mag ons besef dat ons alles ontvang in Jesus Christus die Seun.
deur wie ons verlos is, deur wie ons vergewe is en wie ons bewaar word tot die dag van die koms. Bekragtig ons ook Heilige Gees. En soos wat ons in hierdie tyd ingaan, wat ons herinner word aan die kruis en die opstanding, soos wat ons elke Sondag herinner word, maar spesiaal oor hierdie tydperk. Here, mag ons dit nie net vir onsself doen nie, maar mag ons dit proklameer en mag ons dit verkondig aan almal wat hulle ore vir ons sal hê. En ek dank daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Voordat ons gaan, wil ek net bid vir Irene wat verjaar Dinsdag, né? Kom ons bid vir die seën oor Irene. Vader, ek bid dat U met Irene sal wees, Here Vader, in hierdie jaar. Here, mag U haar seën, Here, met U uitnemende genade, Here God, U groot liefde, Here Vader, en alle seëninge wat in die hemele is in Jesus Christus. Here, mag sy vashou aan U, Here, mag sy geanker wees in U. Here, mag U haar vashou, Here, elke oomblik, en mag sy net U liefde en die genade en die goedheid ervaar en ondervind, Here. Here, ek bid dat U 'n dubbele seëning op haar sal plaas, Here God, en haar sal lei na hoër hoogtes toe. En ek dank U vir haar teenwoordigheid hier by ons, en dat U haar vir ons gee, Here. Here, dat sy deel is van hierdie familie, wat 'n voorreg om haar te ken, en wat 'n voorreg om saam met haar te kan aanbid. Here, mag U seën op haar is in hierdie jaar wat kom. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Dankie broer en suster, gaan in die seën van die Here. Dis 'n koffie en tee. Die van julle wat 'n bietjie koffie en tee kan drink, is welkom.